Hartlike goeiemôre. Wonderlike voorreg om vanmôre met u saam te wees in die huis van die Here. Sien ek ons is bietjie dinner. Daar's 'n klomp moontlike verskonings. Is 1 die skoolvakansie, nou is almal op vakansie. 2 is hulle dalk gehoor waaroor die boodskap gaan. 'n Vriend van my het my gebel toe hy die advertensie sien, toe sê hy daar gaan nie hierdie Sondag mense kom nie. Ek sê so, hy sê mense wil nie meer hoor oor die hel nie. Nou ja, ek hoop nie dis by hierdie kerk die geval vir sommige wat nie hier is nie en die ander is dalk koue. So watter een ook al, die van ons wat hier is, ou predikant het altyd gesê, almal wat hier wou wees is hier. En mag dit so wees dat ons ook ons harte oopstel vir die Here vanmôre. Nou dis 'n voorreg om dan ook vir vanmôre nie net self te groet nie, maar te groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Met die woorde wat hy so gereeld gesê het, of die apostels gesê het, mag vrede, genade en barmhartigheid vir elkeen vermeerder word in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan vanmôre, dan open ons hierdie diens amptelik met liedboek 164 verse 1 en 2. Nou, dit is ook 'n voorreg vir my om vanmôre vir die wet so saamgevat in die Nuwe Testament voor te hou, waar ons lees daar in Matteus. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan dan, hou ek vanmôre die geloofsbelijdenis hier voor en jy kan in die hart dit saam opsê. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, die Almagtige, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Dan kan nie vanmôre die woord van die Here oopmaak daar in Genesis hoofstuk 20, waar ons 'n paar verse saam gaan lees, Genesis hoofstuk 20. As jy die plekkie gekry het, dan maak ons harte stil voor die Here. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre in die huis van die Here saam met kinders van die Here kan wees en U kan verheerlik. Ja Here, soos daardie lied sê, ons is almal hier te saam. Here, ons is hier te saam om rondom U woord stil te raak, om U geleentheid te gee om deur U woord tot ons te spreek, groot en ondeurgrondelike dinge wat ons nie geweet het nie. Ja Here, ons het 'n verlange dat U deur die woord vanmôre ons harte sal kom aanraak. Here, dat U ons sal kom verander vanmôre. Ons dink aan die woorde van Johannes wat sê, as jy in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het julle gemeenskap met mekaar en die bloed van sy seun Jesus Christus reinig julle van alle sonde. Ja Here, vanmôre is ons verlange terwyl ons die woord lees dat U ons ook deur en deur opnuut sal reinig. Soos U gesê het in die woord, dat julle is reeds rein deur die woord wat tot julle gespreek is, dis ons gebed vanmôre, deur die Heilige Gees, kom vul ons wese, Here. Kom wys ons as daar in ons 'n weg van ongeregtigheid is. Kom wys vir ons vanmôre as daar iets is wat ons moet regmaak, Here. Iets wat ons miskien verkeerd verstaan, Here. Wat dit ook al mag wees, Here, bemoediging, dit wat elke persoon vanmôre nodig het. U ken elke hart, Here, elke toehoorder vanmôre ken U deur en deur, Here. Soos die ou predikers gesê het, ons sien tot voor die kop, maar U sien in die krop, Here. En ons bid, Here, dat U vanmôre deur hierdie woord sal kom doen, dit wat U plan was met vanmôre. Ons het dit vanmôre gebid, dat 'n woord nie sal ledig terugkom nie, Here. Elke saad wat val, dat dit in goeie grond sal val, en dat dit sal vrug oplewer, 30, 50, 100voudig. En Here, ons bid dat U daardeur verheerlik sal word. Dankie dat ons vanmôre, Here, nie net vir onsself kan bid nie, maar vir ook ander gemeentes en geleenthede, waar daar vanmôre is waar die woord van die Here uitgaan, daar waar dit reeds uitgegaan het en nog sal uitgaan, Here, dat U die naprediker sal wees van die woord. Dat U 'n verskil sal kom werk in Suid-Afrika en in ons harte, Here. Ek dink aan hierdie uitreik wat die gemeente beplan om vir elke mens 'n pakkie te gee om te gaan uitdeel. Here, ons het 'n gebed dat hierdie stof, hierdie leesstof of hierdie traktaatjies of hierdie goedjies wat ons na mense toe sal vat en op die regte plekke sal kom. Here, ons het nodig dat daar iets gebeur in Springs, dat daar iets gebeur in die EG Kerk in Springs, dat mense gered sal word. Ons weet dis 'n laat uur, Here. Ons weet vanweë die ongeregtigheid sal die meeste se liefde verkoel. U het dit gesê, Here, maar U het ook gesê daar sal laat reëns wees, Here. Ons bid vir daardie siele waarvoor U nog wag. Daardie siele van wie U sê dat U nie die belofte vertraging ag, so sommige dit 'n vertraging ag nie, maar dat U lankmoedig is, omdat U nie wil hê dat mense verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Here, lei daardie pakkies, lei daardie mense, lei daardie gevoete en gesprekke na die regte plekke, Here, sodat mense in hierdie laat uur die woord kan hoor. Dankie daarvoor, dankie vir so 'n uitreik, so 'n geleentheid, Here, vind ons bereidwillig, en dat U daardeur verheerlik mag word. Dankie vir dit, Here. Ons bid hierdie dinge vanmôre, Here, nie omdat ons enkel daarvan verdien nie, maar alleen ter wille van die naam en kruisdood en opstanding van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ons lees vanmôre in Openbaring 20, daarvan af vers 11, lees ons hierdie woorde: en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand sy naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net so ver vanmôre by die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Nou hier in Openbaring lees ons 'n gedeelte rondom die wit troon. Dit gebeur natuurlik nadat die wegraping plaasgevind het, die oordeel van God oor hierdie aarde uitgestort is en daar 'n opstanding plaasvind aan die einde wanneer die Here Jesus sy voete op die Olyfberg kom sit en die 1000-jarige vrederyk verby is en daar 'n finale oordeel dan kom waar die dode en die wat in die see was en al die mense voor God kom staan vir die finale oordeel. En die Bybel praat hier van 'n gebeurtenis dat daar bevind word dat mense in die poel van vuur gewerp word. Nou hierdie is 'n boodskap waarvoor mense nie baie lus het in hierdie dag nie. 'n Boodskap wat mense nie meer wil inglo nie. Terwyl ek die advertensie hiervan opgesit het vir die dienste, het ek reeds gesê, een persoon het my gebel en gesê, maar hel is 'n plek op aarde. 'n Ander persoon het gesê, mense gaan nie na die dienste toe kom nie. 'n Ander persoon het op Facebook 'n videoetjie ingesit van die 7de dag se adventiste leer wat nie glo daar is 'n hel nie. So onmiddellik is daar, was een persoon wat gesê het, amen, dit sal so wees, maar onmiddellik is daar baie meer teenkanting. Mense wil nie meer hierdie boodskap hoor nie. Maar die belangrik van dit alles is, die evangelie is goeie nuus. Maar ek vra altyd vir mense, hoekom dink julle is die evangelie goeie nuus? Dis 'n interessante vraag wat 'n mens jouself moet vra. Hoekom is die evangelie goeie nuus? Hoekom is dit goeie nuus om te hoor van 'n persoon, die Here Jesus Christus, 100% God wat volkome mens geword het, na hierdie aarde toe gekom het, ons sonde op hom geneem het, 'n kruisdood gesterf het, begrawe is, opgestaan het, opgevaar het, sit aan die hemel. Hoekom is dit goeie nuus? Want daar slegte nuus. Ek sê altyd vir mense, daar kan net goeie nuus bestaan as daar slegte nuus is. Anders is dit net nuus. As daar nie slegte nuus kan wees, kan daar nie goeie nuus wees, dan is daar net nuus. Dink altyd in die verkoopswêreld, wanneer 'n persoon 'n groot projek opkwoteer en jy werk hard en jy doen jou beste en jy volg op en daai oproep kom dat jy daai kontrak gekry het, is daai persoon so opgewonde oor die goeie nuus. Ek het 'n kontrak gekry wat ek moontlik kon verloor het. 'n Kontrak waarvoor baie ander mense gekwoteer het ek gekry en dit maak daardie goeie nuus. Maar as elke projek waarop jy kwotasie uitstuur 'n waarborg is dat dit joune is, dan gaan dit nie jou opgewonde maak van jy kry nie, want jy wag nou maar net vir wanneer hy nou betaal, maar dis nie meer goeie nuus nie. Maar die evangelie is goeie nuus omdat daar ook slegte nuus is. En vanmôre moet ons bietjie oor die slegte nuus praat. Ek het bietjie gaan kyk na die onderwerpe en temas waaroor die Here Jesus gepraat het. Hy het oor baie onderwerpe en baie temas in sy tyd gepraat. Hy het gepraat oor bekering, hy het gepraat oor die feit dat 'n mens weergebore moet word, hy het gepraat oor liefde vir mekaar, liefde vir jou naaste, hy het gepraat oor geloof, die belangrikheid van geloof. Hy het gepraat oor genesing, hy het mense genees, hy het gepraat oor die ewige lewe, hy het gepraat oor waak en bid, maar hy het ook gepraat oor die hel. En as 'n mens al die onderwerpe bymekaar kon sit, dan vind 'n mens, en jy tel hulle bymekaar, dat hy ongeveer 5% van sy boodskappe aan die dood toegestaan het, aan die hel. Dit beteken, ons behoort eintlik elke jaar ten minste 3 Sondae toe te wy aan die boodskap van die hel. Nietemin is daar kerke wat 'n jaar, 2 jaar laas hierdie boodskap gehoor het. As kerke wat dit seker in 5 en 10 jaar nie gehoor het nie. Maar vanmôre moet ons 'n bietjie stil staan by hierdie belangrike boodskap. 'n Boodskap wat onder die vuur van baie ongelowige predikante selfs is. Mense sê, het verskillende opinies. Hulle sê, dis barbaars. Ek luister eendag radio, RSG,
Radio Sonder Grense, en daar's 'n predikant wat daarop praat. Hy sê dis barbaars om in hierdie dae nog oor die hel te praat. Hy sê dis barbaars. Ek is vanmôre 'n barbaar. Hy sê hy kan nie glo dat mense in 'n verligte era nog glo in 'n tema soos die hel nie. Dis dwaas. Sommige mense sê dis bangmaak stories. Onlangs was daar selfs 'n groot debat gewees in Amerika rondom Kirk Cameron wat gesê het hy bestudeer weer of die werklikheid van die hel daar is. Hy het natuurlik baie vuur van ouens soos Rein Comfort en so meer gekry. En toe sê hy ja nee, hy glo daar is nog 'n hel, maar hy kan nie glo dat dit ewig is nie. Selfs as die 7de dag se Adventiste. Een persoon op die radio het gesê, sy God is 'n God van liefde en hy kan nie glo dat 'n God van liefde 'n hel sal hê nie. Is God dan nie ook 'n God van geregtigheid nie? Is God dan nie ook 'n God van toorn nie? Is hy dan net 'n God van genade? Jy sien vriende, ek kom terug na die eerste punt. As die hel nie 'n werklikheid is nie, dan is die evangelie net nuus, dan is dit nie meer goeie nuus nie, dan is dit nie meer die evangelie nie. Dan moet ons dit iets anders noem. En vanmôre wil ek 'n paar punte met u deel rondom hierdie onderwerp, is die hel 'n werklikheid? 5 punte wat ons het, of gedagtes waaroor ons 'n bietjie gaan praat, om te kyk maar wat sê die Bybel rondom die tema en die belangrikheid van hierdie boodskap. Ja, ons kan vanmôre baie vir mekaar sê rondom wat die wêreld sê en wat die mense sê, maar wat sê die Bybel? Want ons lees daar in Jesaja 1 vers 18, hierdie woorde, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Hy gebruik in die Engels hierdie woorde, come let us reason together. Daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe waar die Here met jou 'n saak wil uitmaak. Die saak van wedergeboorte, die saak van bekering, verskillende sake, maar hierdie saak rondom die ewige hel is ook 'n saak wat uitgemaak moet word. Amper soos wanneer 'n mens in 'n hof is, en ek dink daaraan, en ek het dit eendag gepreek, toe ons kinders was, toe het ons altyd speletjies gespeel. En hierdie speletjies het ons so dubbel genoem, ons het gesê ons speel dokter. Dan is een siek en die ander een is nou die dokter. Of ons speel hierdie speletjie en ons noem hom so. Vanmôre moet ons 'n bietjie hof speel. Hof. Ons moet 'n bietjie die saak uitmaak. Ons moet by 'n plek kom waar elkeen van ons in ons eie gemoed 'n uitspraak maak om die ek weet nie wat hulle die hamertjie van die regter noem, hier te tik en te sê ek verklaar, ek maak 'n uitspraak. Hierdie saak is so al dan nie. En vanmôre gaan ek dit graag met u behandel rondom hierdie 5 punte. En die eerste punt rondom die hel wat ons vanmôre wil vra is dit 'n werklikheid? Want dis die tema, is die hel 'n werklikheid? En die eerste punt is dan vir werklikheid. Is dit 'n werklikheid? Wat is die hel? Baie mense glo, ek het 'n reeks dienste geluister van 'n sekere groepering, ek weet nie wat hulle naam is nie. Hulle sê die hel is 'n plek op aarde waar die kind van die Here moet deurgaan om die hemel te bereik. Hulle is nou nie meer by die vage vuur van die Romeinse Katolieke wat jy doodgaan en dan jy in die vage vuur en dan betaal die mense wat oorbly dat jou tyd verminder word. Hulle is nou al op 'n plek waar die hel is 'n plek waar jy nou hier op aarde moet deurgaan. En jy hou verduidelik dat hierdie geknars van die tande verwys eintlik na daai kind van die Here wat in die hel storie geglo het en nou kom hy die waarheid en dan knars op sy tande, hoe het hy dit nie geweet nie. Dis hoe hulle dit verduidelik en verklaar. En hulle sê dat die dinge wat met jou gebeur is die hel en hierdie hel berei jou voor om uiteindelik na die hemel toe te gaan. Ander sê dis 'n kort verbranding. Ons gaan later daarna 'n bietjie kyk, soos die 7de dag se Adventiste. Ander sê dis dwaas. Hy sê dis dwaas, sê daai predikant op Radio Sonder Grense. Dis dwaas om in 'n verligte era soos hierdie te glo dat daar 'n hel is. En ek skryf in my notas, ek dink hy's reg, dit is dwaas. Weet julle hoekom? Want die Bybel sê die woorde, want wat dwaas by God is wyser as by die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Wat wys is by die mense, is dwaas by God. So as hulle in hulle wysheid sê, daar is die hel nie, dan sê God, ja, dis reg, want julle wysheid is dwaasheid.
Ander sê, dis maar net skeiding van God. Hulle is ook reg. Dit is skeiding van God. Want ons lees hierdie woorde in verskillende verse. Wanneer hy in vuur en vlam kom, 2 Tessalonisense 1 verse 8 en 9, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken en die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam was nie, hulle sal as straf ondergaan die ewige vuur weg van die aangesig van die Here. Dit is skeiding van God. Want die vuur, die poel van vuur, is waar jy gaan wees, weg van die aangesig van God. Ons lees daar in die verhaal van Lazarus en die ryk man, dat toe die Lazarus opkyk, toe kan hy nie die Here Jesus sien en vir hom vra om vir hom water te gee of iemand aanbid of vir God self nie. Hy het net vir Vader Abraham gesien. Hy is weg van die aangesig van God. Ons lees in 2 Petrus 2 vers 9 hierdie woorde: die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Dis 'n plek waar die Here mense voor bewaar. Hy bewaar mense vir die dag van oordeel. Een persoon het gesê, dis bangmaak storieetjies. Ook 'n predikant. Dis predikante wat ek vanmôre aanhaal. Hy het gesê, dis bangmaak stories. Kerke wat nog praat van draai of braai, turn or burn, mense wat nog die hel aanhel, oor die hel praat. Hy sê, dis bangmaak storieetjies en bangmaak tegnieke en taktieke. En weet julle wat, ek wil amper sê, hy is ook reg. Maar is meer as net bangmaak stories. Dis nie stories nie, dis bangmaak, maar dis nie stories nie. Vriende, ons weet mos nou, as jou kind baie stout is, dan maak jy hom bang. Jy sê vir hom, pappa gaan vir jou 'n pak slaag gee. Maar weet julle wat, as hy dan aanhou, dan wys jy vir hom, dit was nie net 'n storie nie, dit was meer as 'n storie. En die Here het dit so gemaak. Hy het ook die hel gegee om mense te gryp, mense weg te ruk, want weet jy wat, vriende, jy praat met sekere mense, en daai mense, as jy met hulle oor die liefde van God praat, dan raak het hulle, en hulle kry 'n begeerte om die Here aan te neem, en as hulle saligmaker is, verlosser. Maar ander mense, dit raak hulle nie om oor die liefde te praat nie. Jy moet met hulle oor die hel praat. En weet julle, dis met kinders ook net so. Vir een kind moet jy 'n ordentlike pak slaag voor die oë sit, 'n ander ene moet jy 'n beloning voor die oë sit, maar albei het 'n manier om by 'n punt uit te kom. En die Here in sy goedheid en genade het gesê, ek kan sien, ek gaan vir die mense die waarheid moet vertel, want ek gaan vir hulle 'n pak slaag gee. Maar ek gaan dit nie net onverwags doen nie. Ek gaan nie net eendag opdaag en jy het nie geweet daarvan nie, nou ewe skielik slaan ek jou nie. Ek gaan vir jou sê, ek gaan vir jou 'n pak slaag gee. Ons lees hierdie woorde daar in Lukas 12 vers 5. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Dominee, jy sê is bangmaak stories, lees die Bybel, hy sê so. Ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. In Matteus 10:28, en moenie vrees wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat siel sowel as liggaam in die hel kan verderwe. Dominee, jy is doodreg, maar moenie maak of dit nie die Here Jesus wat bangmaak storieetjies gepraat het nie. Hy het bangmaak stories vir gepraat, maar meer as stories, 'n realiteit. Is die hele werklikheid, dit lyk vir my of dit moet wees. Ander mense, ander predikant sê, dis wreed, dis onmenslik. 'n 7de dagse Adventiste leier, groot een by hulle, sê, hoe kan God verwag dat hy die hemel moet geniet, as hy weet sy dogter is sonder wedergeboorte dood in hel toe? Hy sê, dit kan mos nie wees, dat God hom vir ewig en ewig in die hemel sal wat wees, met die verwagting dat hy moet dit geniet, wetende sy dogter is in die hel nie. Ek wil toe vir die predikant sê, ek kon ongelukkig nie, want ek het hom nou nie aangesig tot aangesig gesien nie, maar dit voel baie keer of jy deur die radio net wil terugpraat. En net vir jou sê, maar wil jy nie net bietjie die Bybel lees nie? Hy sê, daar gaan nie eers gedink word aan wat voorheen gewees het nie. Jy gaan nie eers meer weet van hom of haar nie, vriende. As jy jou dogter of jou seun wil saam hemel toe vat met julle nou hier op aarde tot wedergeboorte bring, want in die hemel is ons almal broers en susters van mekaar. Ons gaan nie tyd hê om te dink aan hulle wat nie daar is nie. Wreed, sê die een predikant. Ek wil vir hom vra, maar meneer, het jy nog nie gelees wat sê Joël 2 vers 31, die son sal veronder word in duisternis en die maan in bloed voor die groot en die ligte dag van die Here kom.
Hy sê, daar kom 'n dag wanneer die Here wreed gaan wees. Die Engelse vertaling sê dit 'n klein bietjie mooier. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Daar's 'n dag wat die Bybel sê, terrible. As 'n mens daai woord gaan vat uit die Hebreëse taal en jy gaan ontleed hom en jy gaan kyk wat hy beteken, dan beteken daai woord om te vrees. Fearful, terrifying, vreesaanjaende, skrikwekkende, aaklige dag. Hy sê daar kom 'n dag wat vreesaanjaend gaan wees. Daar kom 'n dag wat skrikwekkend gaan wees. Daar kom 'n dag wat aaklig gaan wees. 187 keer word daai woord gebruik om te sê, jy moet vrees vir iets of iemand. 78 keer in die Ou Testament word dit gebruik om bang te wees. 30 keer praat dit van vreeslik, vreesaanjaend. Dominee, jy's reg, dit is wreed. In ons dwaasheid. Maar wat ons dwaas is vir God wysheid. Jy is maklik om na die een kant te kyk en sê, daardie pak sla is wreed. Maar is dit wreed om my kind te los, om uiteindelik 'n moordenaar of 'n verkragter te word? Is dit nie wreed nie? Jy sien vriende, ons moet vanmôre 'n bietjie 'n uitspraak lewer. Ons moet vanmôre by 'n plek kom waar ons sê, is die helle werklikheid? Is dit waar wat hierdie mense sê? Dit kan nie wees nie, want dit gaan dwaas wees. Dit kan nie wees nie, want dit is wreed. Dit kan nie wees nie, want dit is onmenslik. Dit kan nie wees nie, is maar net bangmaak stories. Dan moet ons vanmôre vir mekaar in die oë kyk en sê, as ons glo wat die Bybel sê, dan is dit dwaas vir ons. Maar dit is werklik. Dit is dalk bangmaak stories, maar dit is meer as stories. Dit is dalk wreed, maar dit bly steeds 'n realiteit. Ons is lief daarvoor, soos daai een persoon gesê het, maar my God is 'n God van liefde, die Here Jesus het ons lief gehad. Lees ek daar in Openbaring van die Here Jesus, en hy was bekleed in 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die Woord van God. Dieselfde Here Jesus. Dieselfde Here Jesus wat daar op Golgotha vir my en jou sonde gesterwe het. Lees ons in Openbaring 19, kom op 'n perd met 'n kleed aan wat die Bybel sê in bloed gedoop is. Vanoggend of vanmôre of vandag se dag wanneer ons kinders nie meer betrokke is by slag en vleiswerk nie en hulle nie meer hierdie dinge sien nie, dink hulle verskriklik as hulle so van na bloed kyk en wil hulle sommer skree en mal raak. Hulle weet nie meer daarvan nie. Ek wonder wat gaan hulle doen as hulle die Here Jesus op 'n perd sien met 'n kleed wat die Bybel sê in bloed gedoop is. Hoe wreed, hoe aaklig. Het word aangehaal vanuit Jesaja 63 vers 2 waar ons sê, waarom is die gewaad so rooi? Hulle vra vir hom, meester, Here Jesus, woord van God op die wit perd met die rooi kleed, waarom is die gewaad so rooi? En die klere soos die een wat die wynpers getrap het. Jesaja 63 vers 3 antwoord die persoon op die perd self. Hy sê, ek het die pers alleen getrap. En van die volke was niemand by my nie. Ek het hulle getrap in my toren en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap, bloed, sodat hulle lewenssap op my klere gespat het en ek my hele gewaad bevlek het, want die dag van wraak was in my hart. Liewe Jesus. Jy sien vriende, is belangrik dat ons 'n balans hou wanneer ons dink aan God. God is nie ons speelmaat nie. Die Here Jesus is nie ons maatjie nie. Ons kan hom nie om ons ring draai nie. Ja, hy het ons lief gehad, hy het vir ons sonde gesterf. Maar hy is heilig. Hy is God. En dan gaan 'n dag kom, wanneer hy nie langer jou verlosser gaan wees nie, maar die een wat jou oordeel. Ons lees in Handelinge 17 vers 30 en 31, hierdie woorde. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle bekeer. Waarom? Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hiervan het hy aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek.
Vriende, ek sit en dink en lees hierdie vers, ons lees baie keer hierdie verse te vinnig, ons moet 'n bietjie stadig raak as ons dit lees. Hy sê, hy gaan die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hiervan het hy vir ons sekerheid gegee dat dit wel gaan gebeur. Hy daai man uit die dode uit opgewek, sodat ons seker kan wees, daar gaan 'n dag wees wat hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Nou wil ek dit omdraai. Met ander woorde, die feit dat daar 'n ewige hel gaan wees, of die feit dat daar 'n hel gaan wees, of 'n groot oordeel aan die einde van die tyd, is gebind aan die opstanding van die Here Jesus. Hy sê, ek het julle sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So as daar nie 'n finale oordeel aan die einde is nie, dan is daar ook nie 'n persoon wat opgewek is nie. En as hy Here Jesus nie opgestaan het, sê Paulus in Korintiërs, hy sê dan vir ons die ellendigste van almal. Wat maak ons dan vanmôre hier? Hoekom mors ons ons tyd? Jy sien vriende, as jy vanmôre glo dat die Here Jesus Christus uit die graf opgestaan het, opgevaar het na die hemel, soos ons in die geloofsbelijdenis vanmôre gesê het, dan glo ons vanmôre daar gaan 'n ewige oordeel wees of 'n oordeel. Die tweede gedagte wat ek vanmôre met u wil deel, is dan die wee van ewigheid. Die ene is werklik, is dit werklik? As ek so luister na wat die mense sê, dan maak hulle redenasies nie sin nie, want die Bybel sê dit vir ons duidelik, dat dit is so. Die tweede is dit ewig? Jy sien, daar sekere mense wat wel glo dat daar 'n hel is. Hierdie persoon wat op Facebook vir my geantwoord het, wat gesê het, rondom die sieleslaap, en daar's nie eintlik 'n hel nie, en dis 'n verbranding. Hy het dit ook so gesê, hulle sien dit net as 'n verbranding, en dan is dit verby. Hy sê, maar moenie my verkeerd verstaan nie, ek glo in die hel, maar dit gaan net 'n verbranding wees, totdat alle stof onder ons voete is. So die tweede vraag vanmôre is die hel ewig? Of is dit net 'n kort verbranding, soos Sodom en Gomorra, en ons gaan nou daarna kyk. Maar ons lees hierdie woorde in Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook aan die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engelinge. Hy sê, gaan in die ewige vuur. Ons lees in Openbaring 14 vers 11, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. En hulle het dag en nag geen rus vir hulle nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid het nie, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang het nie. Nou, ek weet nie van julle nie, ons hier in Suid-Afrika braai ons nog bietjie met hout en kole. As julle nou gaan daar na Australië toe, wat van die mense hier na toe gaan, dan hulle barbecue nou met gas. So as hulle die vuur afmaak, dan is dit nou klaar. So hulle verstaan nou die tema nog vinniger as ons. Daai rook is sommer onmiddellik op. Maar ons maak nou 'n bietjie vuur, en dan het ons nou daar 'n braaivleisie, en daar's 'n bietjie rook wat opgaan. En dan as die vuur nou begin klaar maak, dan sal rook. Maar die oomblik wat daai vuur geblus is, en jy kom môre daar, dan gaan daar nie meer rook op nie. Dis mos nou klaar, is klaar gebrand. So solank as wat daar vuur is, en solank as wat daar iets brand is, so lank gaan daar rook op. Dis mos eenvoudig. Nou sê hy, die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Nou vra ek myself, nou wat beteken hierdie vers as die Bybel nie ewig is nie? Beteken dit, hulle gaan vinnig klaar verbrand, maar die rook van hulle pyniging gaan nou vir ewig op? Maak mos nie sin nie. Maak nie sin nie. Jy sien die groot bohaai rondom teoloë rondom die woord ewig. Hulle betwyfel die betekenis van ewig. Daai woord is aionos, aionon, wat beteken vir altyd en altyd, of tot in alle ewigheid, of in ewige ewighede. Dis wat dit beteken. Hulle herhaal spesifiek die woord ewighede, meervouds. Dis 'n herhaling van ewighede. Onbepaalde tydperk, het 'n predikant gesê, van onbepaalde tydperke. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, hulle gaan in die ewige vuur, 'n onbepaalde tydperk van onbepaalde tydperke. Hy gaan in daai tyd in, dis hoe die straf werk. Dit gaan op tot in alle ewighede. As jy alle ewighede wat daar was en ooit bestaan bymekaar sit, hy sê, daai rook gaan in almal van hulle opgaan. Selfs as die Here miskien weer 'n wêreld eendag maak na die wederkoms, en ons saam met hom in die hemel is, en hy besluit hy wil dit weer doen, hy kan dit weer doen, dan gaan daai ander mense se rook nog steeds op, want dis nog 'n ewigheid en nog ewighede.
In Openbaring alleen kom hierdie woord ewigheid 15 keer voor, 11 keer praat dit van God se ewigheid, 1 keer praat dit van ons ewige lewe, ons ewige bestaan, en 3 keer van die ewige bestaan van die hel. So uit die 15 kere, 11 keer van God se ewigheid. Nou as ons nou betwyfel, wat beteken hierdie woord, en ons wil nou debat voer, en sê, ja, maar is nie ewig nie, dan sê ons eintlik, God is nie ewig nie. Want dieselfde woord word 11 keer gebruik, om God se ewige bestaan te beklemtoon. Dit praat net 1 keer van ons ewige bestaan in die hemel, maar 3 keer van die ewige hel. Met ander woorde, die kans dat die hel ewig is meer ewig as wat ons ewige lewe is. En ons lewe tog vir die ewige lewe. Die Bybel sê tog hierdie woord, hy wat die seun het die lewe. Dis die ewige lewe. So die vraag wat ons dan vir mekaar kan vra, hoe lank is dit? En vanmôre het ek dit nou gaan uitwerk, en ek kan vanmôre vir u presies sê hoe lank is die ewigheid. Dit is 'n baie lang tyd. Ek kan ongelukkig dit nie in nommers omsit nie, want my koppie kan daai somme nie maak nie. Maar ek het hier tog 'n illustrasie uitgewerk, rondom die gedagte van hierdie SDA persoon wat vir my sê, dis maar net 'n kort verbranding. Ek het 'n predikant dit ook persoonlik hoor, wat gesê, dis maar net 'n kort verbranding, so Sodom en Gomora. Toe sê ek, maar lees bietjie wat het gebeur in Sodom en Gomora. Ons lees hierdie woorde in Judas 1 vers 7, net so Sodom en Gomora en die stede rondom hulle as voorbeeld gestel is, as voorbeeld gestel is, wanneer dit gebeur, ongeveer 4000 jaar terug, dalk 'n bietjie meer, ongeveer 4000 jaar terug, toe word Lot deur die engele gegryp en gesê, nou moet jy hier uitkom, jy en jou dogters, en sy vrou het omgekyk en Sodom en Gomora het gebrand. Wanneer het dit gebeur? Ongeveer 4000 jaar terug. Let op die skrif. So Sodom en Gomora en die stede rondom hulle as voorbeeld gestel is, verlede tyd, terwyl, teenswoordigheid, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Nie ondergaan het nie, ondergaan. Baie duidelik as 'n mens die Bybel lees, dat daar's iets wat gebeur het in die verlede ongeveer 4000 jaar en dit is besig om te gebeur. Nou sê daai persoon vir my, nee, wat dit beteken dat die nagevolge bly aanstaan, bly tot vandag toe. So, Sodom en Gomora is verbrand, maar die nagevolge daarvan brand nou nog vandag. Maar hulle brand nie, hulle is klaar. Dit maak mos nie logies sin nie. Nou let weer op die skrif. As voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Hulle is nou besig om te brand. Nou vriende, ek weet nie hoe lank is ewig nie, ek weet is 'n baie lang tyd, maar as Sodom en Gomora nou vir ongeveer 4000 jaar brand, die mense, en hulle het nie eers die Nuwe Testament in die Bybel gehad, en kerke soos ons het nie, is God dan 'n God van geregtigheid as hy ons net vinnig gaan verbrand? Dis 'n eenvoudige vraag wat 'n mens kan vra. Nou vriende, ek weet nie hoe lank is 'n ewigheid onbepaalde tydperk van onbepaalde tydperke nie, maar as dit net 4000 jaar is dit vir my genoeg om te sê ek wil nie gaan nie. Dit is genoeg vir my om amper te sê dis ewig en ons weet is nog langer as dit. Ek weet nie of daar van die vanmôre hier is wat naby aan die 100 kom nie. As die van hier is wat dalk naby aan die 100 kom en dis 1000 jaar, dan het die 10% uitgedien. 4000 jaar, dan die 4% uitgedien. As jy hele lewe vat en jy moes gebrand het in die hel en jy's naby aan die 100, dan sit maar 4% van 4000 jaar. Maar ek wil sê geen persent van ewigheid nie. Net so moet ons vanmôre vir mekaar sê, net soos wat die Here Jesus ewig is, God ewig is, die ewige lewe ewig is die hel verseker ewig. Dan die derde gedagte rondom die hel, as hy ewig is, en as hy werklik is, dan is die volgende vraag wat 'n mens vir mekaar moet vra is, vir wie is die hel? Die wie van wie? Vir wie is dit? As jy met mense praat, dan sê hulle, dis vir gruwelike sondaars, dis vir moordenaars en verkragters. Ek het eendag met 'n jong man gery wat vir my so gesê het, hy sê nee, die moordenaars en die verkragters.
En ek vra hom, is dit albei hel toe gaan? Hy sê nee, in die ongelowiges. Jy weet, die boeddhiste en die hindoeëste en die islamiete, hulle almal gaan. En weer eens, wat die mense sê is waar. Dit is vir die goddeloses, dit is vir die moordenaars, dit is vir die verkragters, dit is vir die hindoes en vir die boeddhiste en vir die islamiete. Dit is verseker vir hulle, maar is dit net vir hulle? Is dit al? Is dit net vir hulle? Ja, hy selfe jongman sê vir my, dis vir min mense, want die Here Jesus het mos vir ons sonde gesterf. Nou sê ek weer eens vanmôre, ons kan nie vanmôre kyk wat sê mense nie, ons moet vanmôre kyk wat sê die Bybel. Die Bybel sê dis vir gelowige mense. Die ou se oorrek, gelowige mense, ja, gelowige mense, ons lees dit daar in Jakobus 2 waar hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, hulle sidder, het jy geweet die duiwel is gelowig, hy glo in God, hy glo in die Here Jesus Christus, hy het net nie die Here Jesus as sy verlosser nie. Jy sien, daar's baie mense in Suid-Afrika wat glo in God, hulle glo dat die Here Jesus God is, maar hy is nie hulle saligmaker en verlosser nie. Ek was so, groot geword in Suid-Afrika, in sogenaamde Christelike huiskerk toe gegaan, Sondagskool toe gegaan, dan en wan, sou met mense gestry en beklei rondom die realiteit dat daar 'n God is en die Here Jesus Christus, maar hy was nooit my verlosser nie. Ek moes op 'n stadium kom by 'n plek waar ek as 'n gelowige glo dat hy daar is, my bekeer tot hom en sê, Here Jesus, hier is ek, verlore sondaar op pad hel toe, red my siel uit genade. Jy sien vriende, dis ook vir mense wat glo. Die Here Jesus sê, dit is so vir die wat goddeloos is, julle aan my linkerhand gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is, maar is ook bedoel vir gelowige mense. Mense wat sê, Here, Here, in Matteus 7 vers 21. Ons lees daar vanaf vers 13 hierdie woorde, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardeur ingaan. Die Here Jesus sê, die hel is vir baie mense, nie vir min mense nie, dit is vir baie mense. Hy sê, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar's min wat dit vind. En dan onmiddellik nadat die Here Jesus dit gesê het, my pas op vir valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, maar van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle ken. Mens pluk tog nie druiwe van dorings en vye van distels nie. Jy pluk nie van 'n doringboom of vye of druiwe nie. Hy sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Ander vrugte sal julle ken. Elke goeie boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En daardie dag sal baie vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie. Die Here sê, dis 'n plek vir predikante. Hulle sê, dis vir min mense. Nee, dis vir baie mense. Dis vir gelowige mense. Dis mense wat sê, Here, Here, dis vir predikante. Dis vir mense, hy sê, en daardie dag sal baie vir my sê, Here, Here, het ons in U naam geprofeteer en kragte gedoen en duiwels uitgedrywe nie. Mense wat duiwels uitdrywe, die hel is vir hulle ook. Dis vir gelowige mense, dis vir geestelike werkers, dis vir goddelose mense, dis vir gelowige mense, ongelowige mense, gruwelike mense, Openbaring 21 vers 7, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Hy sê, weet julle vir wie is die hel? Vir almal wat se naam nie geskrywe staan in die boek van die lewe van die Lam nie. Vanmôre kan ons dit op 'n ander manier sê, vir elke persoon op hierdie aarde wat net een keer gebore is, dis vir hulle. Elke persoon wat net een keer gebore is, ek vanmôre by elke persoon kom ongaan in Suid-Afrika en sê, meneer, mevrou, jong man, jong meisie, sê vir my, wanneer is jy gebore? 27 September van die jaar 1979, wonderlik, wonderlik, jy elke jaar, dan hou jy partytjie en jy hou 'n braai, jy's nou 50 jaar op pad hel toe, jy hou 'n braai, jy's nou wonderlik, jy's trots op om vir mense te sê, op hierdie dag is ek gebore hel toe, maar sê vir my meneer, mevrou, jong man, jong meisie, wanneer is jy gebore op pad hemel toe? Seker klaarlik dan dit nie 27 September van die jaar 1979 wees nie, want jy was 'n babietjie, jy kon die Here Jesus nie aanneem as jou saligmaker en verlosser nie.
Wanneer is jy gebore op pad hemel toe? Ek wonder of moet ons nie liewer begin verjaarsdagpartytjies hou op ons weergebore datum nie. Dis tog een wat ons gebore is op pad hemel toe in plaas van gebore op pad hel toe. Elke persoon wat net eenmaal gebore is, Romeine 3:23 sê, want ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dawid skryf in Psalm 51:7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Die Here Jesus sê vir ons in Johannes 3:3, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Sien vriende, daar moet iets gebeur in jou status, as jy hierdie ewige, werklike hel wil ontvlug. En dan is daar 'n volgende gedagte, wat ek gebring het. Die eerste, is jy al werklik vanmôre, as dit 'n hof was, sou ek my hamertjie geslaan het en gesê, dis werklik. As ons vanmôre moes iets gesê het rondom sy ewig, ek slaan my hamertjie, ek hoop jy doen dit ook, en sê hy is ewig. Vir wie is dit? Vir baie mense, gelowige mense, predikant mense, geestelike werkers, goddelose mense, ongelowige mense, selfs gelowige mense. Maar vanmôre wil ek vir julle sê, wat kan ek en jy dan doen, as dit die lot van die wêreld is? Wat is daar wat ons kan doen, om hierdie verskriklike, aaklige dag, hierdie wrede dag, hierdie dag wat dwaasheid is om in te glo volgens hierdie wêreld, hierdie dag wat onmenslik is om in te glo of om oor te praat, wat kan ons doen om dit vry te spring? En vanmôre is dit die goeie nuus, niks en alles. Jy kan vanmôre niks en alles doen om dit vry te spring, want 2000 jaar gelede het die Here Jesus op die kruis van Golgotha hierdie bitterpil gedrink, daar in Getsemane het sy sweet in bloed verander, toe hy sê, Vader, as dit moontlik is, dat hierdie sonde van die mense op my nie kom nie, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Die Here Jesus was nie bekommerd oor die dood in sigself nie, hy was nie bekommerd oor net wat daar op die kruis gebeur het nie, hy was bekommerd oor die rede waarom hy moes kruis toe gaan, my en jou sonde wat op hom moes kom, sodat ek en jy niks hoef te doen nie, maar alles. Sodat ek en jy nie vanmôre hoef huis toe te gaan en die besem te vat en eers onder die bed uit te vee en die huis te probeer mooi maak om te sê, Here Jesus, nou is jy 'n mooi skoon huis, jy kan inkom en nee, net soos ek is, geen hulp naby. Net so kan ek my hande uitreik na die Here Jesus vanmôre, niks doen nie en alles doen. Niks. Want hy het alles klaar gedoen. Hy het op die kruis gesterwe vir jou sonde. Hy het jou sonde op hom geneem. Hy is begrawe, hy het opgestaan, hy vaar op, hy sit aan die regterhand van die Vader. Alles wat ek moet doen, is om net vanmôre dit te ontvang. Om net vanmôre my hande oop te maak en te sê, Here, ek aanvaar dit. Is soos daardie geskenk wat 'n persoon bring, en hy kom sit die geskenk daar vir jou neer. Jy hoef nie geld uit te haal om dit te koop nie. Jy hoef nie winkel toe te ry om dit te gaan haal nie. Jy hoef dit nie in geskenkpapier toe te draai nie. Maar as ek dit daar neersit, moet jy alles doen om dit te ontvang. My deel is afgehandel, ek het dit tot hier gebring. Nou moet ek dit ontvang. Al wat ek moet doen is net my hand uitsteek en daai gawe vat. En hom oopmaak, en soos ek hom oopmaak, sien wat dit is wat die Here Jesus vir my gedoen het. Vergifnis van sonde, vrymaking van sonde, 'n nuwe skepsel gemaak het, sy kind gemaak het. Al daardie dinge doen die Here vir jou. Maar alles wat ek en jy vanmôre moet doen is, ons moet net ons hand uitsteek en dit vat. Kan nie glo dat mense eendag in 'n werklike, ewige hel gaan wees. Net omdat hulle te trots was om hulle hande uit te steek en daardie gawe te neem. Net te sê, Here, hier is ek, dis ek. Ek is daai baie. Here, ek is daai gelowige, ongelowige. Here, ek is daai persoon wat selfs preek vir mense. Here, ek is daai persoon wat goeie werke doen. Here, ek is daai persoon wat sê, Here, veral as die bankbalans sleg lyk, of my vrou vir my kwaad is, of die werk my wil fire, dan sê ek vinnig, Here, dis ek. Maar ek wil vanmôre net kom en sê, ek wil U aanneem as my saligmaker en verlosser. Dis al wat ek kan doen. Dis nie alles wat hy hoef te doen. Niks anders nie. U hoef nie eers op te hou sondig nie. U maak 'n besluit. Hier, Here, ek gaan klaar kry met sonde. Hy gaan dit vir jou doen. Hy gaan 'n wonderwerk in jou hart en jou binneste doen. Maar ek moet net daardie een stap neem. Hy het alles gedoen. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag
om aan God gelyk te wees nie, het homself ontledig deur in die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword en in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Ons lees in Jesaja 53, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die alles wat ons moet doen vanmôre is dan ook die laaste gedagte waarmee ek afsluit in 'n waarskuwing. Want die laaste is ek moet aanneem, ek moet vat. Maar daar's 'n waarskuwing daarmee gebonde. Want as ons vanmôre vir mekaar sê die hel is 'n werklikheid, as ons vanmôre vir mekaar sê die hel is 'n ewigheid, as ons vanmôre vir mekaar sê die hel is vir elke enkele persoon hier wat net eenmaal gebore is, van die staat tot die straat, van die street sweeper tot die president, elke een van hulle wat eenmaal gebore is, dominee se seun, dominee se dogter, maak nie saak wat jou naam nie, vir almal wat eenmaal gebore is, of jy haweloos is, of jy in 'n koningshuis bly, van die bordeel tot die kerk. Kom Moses en hy sê vir die volk in Deuteronomium 18, ek het julle die seën en die vloek voorgehou. Dit is letterlik wat ons vanmôre gedoen het. Het ons die seën, hy het alles gedoen, maar ook die vloek, die hel, voorgehou. En dan kom dit by die waarskuwing dat die slegte en die goeie nuus is nou voorgehou. Nou moet ek en jy kies, want ons het net een lewe. Want soos dit die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. En as die Here wil, het ons vanmôre oor gepraat, dan sal ons miskien na die skoolvakansie bietjie oor die wederkoms praat. Maar daar's net een geleentheid. Jy sien vriende, as ek vanmôre hier uitstap en ek blaas my laaste asem uit, of ek is in 'n motorongeluk, dis nie bangmaak stories nie, is 'n realiteit. Dan moet ek hierdie keuse gemaak het. Elia skryf hierdie woorde in 1 Konings. En Elia het nader gekom en na die hele volk gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. As Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Die waarskuwing is vanmôre, as jy hom niks antwoord nie, dan gaan daar 'n verskriklike dag kom. Die Bybel sê, the terrifying day of the Lord. 'n vreesaanjaende dag. Dis nie ek wat jy bang maak vanmôre, dis die realiteit. Jy kan maar op die radio, kan hy predikant maar sê dis dwaas. Daai ander man kan maar sê, my God is liefde, hy sal dit nooit doen nie, tot hy die Here Jesus sien in klere wat in bloed gedoop is. Ek wonder, is dit nie hoekom die Bybel sê, daar sal 'n geknars en 'n geween wees nie, geknars van die tande en 'n geween nie. Daar gaan 'n verskriklike ontnigtering oor hierdie wêreld kom eendag. Die hel is 'n werklikheid. En vanmôre is al wat ek en jy moet doen, niks en alles. Net die hande oopmaak en sê, Here, dankie vir die geskenk, ek vat dit. Amen, kom ons bid saam. Dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre 'n harde boodskap, 'n ernstige boodskap. Here, dit is vir ons as ouers ook nie lekker om ons kinders te dreig somtyds nie. Maar ons doen dit want is nodig. En vanmôre is dit 'n dreigende boodskap, Here. Maar dreiging kom vanweë liefde. Omdat U nie wil hê dat enige moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word, is dit ook 'n dreigende boodskap vanmôre. En terwyl baie miskien reeds kinders van die Here is vanmôre, is dit dalk 'n boodskap wat ons moet gaan uitdra weer aan die wêreld. Dat ons weer moet terugkom na die basiese dinge van die evangelie toe. Weer vir mense vertel daar is 'n hel. Weer vir mense moet waarsku vanweë die erns van daardie plek, 'n ewige poel van vuur. Here, kan ons osself indink hoe verskriklik dit gaan wees. Maar miskien is daar 'n persoon vanmôre hier wat nog nie weergebore is nie. Dan het daai persoon vanmôre geleentheid. Soos Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy kan vanmôre sê ek sal die Here dien. Elia sê, kies vandag vir wie jy wil dien. Vanmôre is daar geleentheid vir 'n persoon. As daar vanmôre 'n persoon is wat nie gered is nie, wat net wil sê ek wil die Here dien.
dan is daar so geleentheid. En ek wil nie 'n gewoonte maak nie, maar voor ek afsluit wil ek tog bid. Miskien is daar 'n persoon, 'n jong man of 'n jong meisie, 'n seun of 'n dogter, 'n oom of 'n tannie wat vanmôre sê, bid vir my, die Here het my nog nie gered nie. Is daar so iemand, ek wil graag vir u bid, wat sê, Here, red my. Nog so een geleentheid, jy kan die hand opsteek en bid ek vir u. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid, en terwyl ons almal getuig het ons u ken, dat ons nou vir u kan verhelp en vertrou om vir ons te help, Here, daar in die week wat voor lê, dat ons vir iemand sal herinner, soos daai traktaatjie wat ons gaan uitgee, of daai persoon wat ons bietjie gaan nooi, net weer vir 'n persoon herinner, net dalk vir een persoon, elke mens vir een persoon, net sê jy, weet jy die hel is 'n werklikheid, weet jy die hel is 'n ewige plek, weet jy hoef nie daartoe te gaan nie. U kan net die hande oopmaak en die Here aanneem. Dankie Here Jesus. Dankie dat U dit vir my gedoen het, vir ander. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Kom ons sluit vanmôre hierdie diens af met Liedboek 191 verse 1 tot 3. Grote God, ons bring U eer. Mag die liefde en genade van God onze Vader, die Here Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees met elkeen sein bly tot ons hom weer sal sien. Amen.